Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Die Here maak die blindes se oë oop. Die Here laat die wat gebo is weer regop staan. Die Here het die regverdiges lief. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van hom wat was, van hom wat is en van hom wat weer sal kom. Amen. Liewe Here, en so beamoen ons verder ook ons blydskap waarvan ons gesing het, waar ons daar buite kan kyk en sien hoe U voorsien. Dankie Here, dat ons vrymoedigheid kon neem om te vra. Dankie dat U gee, dat ons kan sien hoe U lewe skep. Vader, maar nie net daar buite nie, ook hier binne, en nou in ons lewe in afwagting op U woord deur die Gees wat spreek, dinamies, hoopvol, lewend. En Here, daarom raak ons stil in afwagting voor U woord, dat ons sal luister, dat dit sal ingang neem in ons lewe, dat ons sal reageer, dit uitleef. Dankie Here vir die lewe wat ook op hierdie moment en in hierdie geleentheid bring. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas 13 verse 10 tot 17. In my Bybel, die 1983 vertaling, is dit op bladsy 102 van die Nuwe Testament, Lukas 13, 10 tot 17. Ek hou vir u voor, daar is die opskrif in my Bybel, Jesus genees 'n gebreklike vrou op die Sabbatdag. Een keer op 'n Sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. Daar was ook 'n vrou wat al 18 jaar lank gelei het onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. Toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê vir haar: "Mevrou, jy is van jou gebrek verlos." Toe het hy haar die hande opgelê en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys. Die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die Sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense, daar is 6 dae in die week waarop 'n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op 'n Sabbatdag nie. Toe sê die Here vir hom: "Julle huigelaars, maak elkeen van julle nie op die Sabbatdag sy bees of sy donkie van die krib los en lei hom weg om hom te laat suip nie. En hier is 'n vrou, 'n kind van Abraham, wat werklik al 18 jaar deur die Satan gebind is, mag sy dan nie op die Sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie." Deur dit te sê, het Jesus al sy teestanders laat skaam kry, maar die hele skare was bly oor al die wonderlike dinge wat hy gedoen het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dis die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, dink vir 'n oomblik na aan jou opstaan en jou regmaak en jou op pad wees kerk toe vanoggend. Dink veral aan dit wat jy gesien het, kom ons sê op pad na die kerk. Dalk bekende gesigte, vriende, familie, die natuur skoon, die reën daar buite en jy kyk op en jy sien die wolke en die belofte. Dalk kyk jy rondom en jy sien geboue, argitektuur raak. Daar is 'n hele aantal dinge tot die oploop van ons hier en nou saam wees wat jy gesien het. Maar stel jy dan voor aan die ander kant, as jy jou in die skoene van
die vrou lees waarvan ons hier lees, kan nie haar naam sê nie, want ons weet nie wat was haar naam nie. Ons weet sy was 'n vrou, kromgetrek, sê die teks vir ons, vanweë siekte. Naamloos, maar haar visuele realiteit sou sekerlik baie anders wees as joune. Dit sou nie hierdie opkyk moment kon wees nie, of hierdie rondkyk om jou moment, of vriende in die gesig kon kyk en familie en so praat nie. Dit sou 'n ander visuele realiteit wees as jy jou so kon indink van stof. Want dit is 'n realiteit wat net sentimeters wyd is. Dis grond. Dis sandale, dis voete op die beste, dis klippies op die pad. Dis haar op pad na die sinagoge toe gewees. En ons ontmoet hierdie vrou in Lukas 13. Vrou wat presies so geleef het. Kromgetrek, sê die teks, sy kon nie regop kom nie. Soos ek gesê het, sonder 'n naam. En haar toestand eintlik dien as kragtige metafoor vir die toestand van menslike lyding, van gebrokenheid. In hierdie tema van, ja, sy was wel fisies krom, maar ons begin al reeds hier 'n opbou in teologiese intensie sien, en ek sê dit nou al reeds vir julle, dat julle kan weet om so te luister daarna. Die teks gaan ver meer en wil meer sê as die fisiese krom wees. Dit wil eintlik by die hart van die saak van 'n geestelike krom wees vanweë die sonde uitkom. Geliefdes, vandag kyk ons na 'n wonderwerk wat minder bekend is. Dis 'n wonderwerk wat nogals oorskadu word, veral in die Epifanietyd, deur baie ander meer bekende wonderwerke van Jesus. As jy nou moet terugdink in jare wat was, met preke wat oral beskikbaar is, dan is dit 'n minder bekende gelykenis. Jy sou baie meer hoor van ander gelykenisse, ander wonderwerke van Jesus, as hierdie wonderwerk wat ons hiervan lees. Hierdie wonderwerk, soos ek gesê het, vertel van die menslike ervaring van lyding, maar dit wil ook vervolgens iets sê van die uiterlike skyn van godsdiens, as jy so tussen die lyne begin lees. Dit is eintlik 'n kritiek daarop te lewer. En God wat sy hand uitsteek na die gebrokenis. En ons gaan na hierdie 3 momente kyk. Nou die teks vertel vir ons van hierdie naamlose vrou, 18 jaar lank in hierdie toestand. Jouself weer dit voorstel, so goed jy kan. Om alleen net te dink aan die duur van daardie lyding, dis 18 jaar lank is nie 'n kort tyd nie, dis 18 jaar van fisiese pyn. Dis, geliefdes, 18 jaar van die onvermoë van wat ons so as vanselfsprekend ag, maar 18 jaar van die onvermoë om iemand gewoon net in die oë te kan kyk. Om regop te kan staan. Dis 18 jaar, en luister en lees ook so fyn in die teks, van randfiguur wees in die sinagoge. Sy was daar, maar sy het nie noodwendig heel tuis gevoel nie. Want opmerklik was sy anders gewees. En dan nou ook vanweë haar siekte sou mense sê, ja, maar is een of ander sonde, so ons wil nie eintlik met hierdie persoon te doen hê nie. So, heel duidelik was sy nie deel van die binnekring gewees nie. Ons lees, dit was maar 'n gewoonte van haar om sinagoge toe te gegaan het. Het was 'n gewoonte, maar soos dit 'n gewoonte is dit ook maar soveel te sê tussen die lyne lees, die mense het haar misgekyk. Die 83 vertaling beskryf hier vanweë hierdie miskyk dat sy 'n randfiguur is. Maar nie net in die sinagoge nie, jy kan ook jou goed indink, dit is maar ook die Hebreër samelewing. Sy is nie gereken nie, glad nie hoog gereken nie. Mense wou nie eintlik iets met haar te doen hê nie, vanweë hierdie kromtrek, hierdie tema, hierdie fisiese. Geliefdes, dis meer as net 'n seer rug wat sy gehad het. Vir haar was hierdie heeltemal krom getrek, en ek kan net grond en stof sien, dit het simbolies haar tronk geraak.
om gevange te wees so in jou eie liggaam. Maar dan, in hierdie wonderwerk sien ons nogals iets aangrypend. Al klaar gesê, dis 'n minder bekende wonderwerk, maar dis enerzijds waar, maar anderzijds ook, met die bestaande wonderwerke van Jesus, is hierdie een van die wonderwerke, een van die min kere wat ons eintlik vind, dat hierdie vrou nie vra om gesond gemaak te wees nie. Sy roep nie uit na Jesus en sê, Here, red my nie. Soos ons in baie van die ander evangelies en wonderwerke dit raak sien. Natuurlik nie dat daar iets fout daarmee is, dat die mense dit gedoen het, vir Jesus om hulp gevra het nie, maar sy het dit nie gedoen nie. En mens moet dalk ook 'n vraagteken daarom sit, hoekom het sy dit nie gedoen nie? Bes moontlik omdat sy 'n randfiguur is, so misgekyk, oorgesien, dat sy haar bes moontlik geliefdes nie waardig genoeg geag het dat ek mag vra vir hulp nie. Dat hierdie voorganger, hierdie leiersfiguur enigstens aandag aan my gaan gee. Dat die Here aan my aandag sal gee. En dit onderstreep hierdie mate van naamloosheid, van wat ons moet raaklees in die teks wat jy nie raaklees nie, is haar naam. Naamloos is identiteitloos. Identiteitloos in die een sin gesê, maar later 'n identiteit geskep aan hierdie stof bestaan van haar. Soos niks positief nie. Dit wys net vir ons op hierdie stadium wat nie in haar hart alles omgegaan het nie. Sy was daar. Of dan nou te sê, sy was maar net daar. Teenwoordig. Oorgesien. Staar na die vloer, stof, sandale en klippies op die pad. Geliefdes, maar dan lees ons in vers 12, toe Jesus haar sien, het hy haar nader geroep. Kort versie. Maar dit gee weer die hart van die evangelie. Van Jesus wat roep. Van God wat die mens nader trek. Van Christus as die eerste beweger. Die initieerder. Sy vra nie. Die Here sien tussen almal wat daar staan meer raak as wat ander raak sien. En hy sien juis haar raak, die een wat oorgesien word. En hy roep haar nader, hy trek haar nader. Jy kan hoor hierdie opboumoment van evangelie, God roep eerste. Maar veel meer as net hierdie fisiese gebrek van krom wees vanweë hierdie siekte, wat ook al dit was. Hy sien die krom mens raak. En in daardie sin wil ek hê, jy moet alreeds luister in daardie sin van die krom mens is ook maar ons elkeen. Ons kom later daarby uit. Maar Jesus, geliefde, sê vir hierdie vrou, jy is van jou siekte verlos. Dit is nogals baie eenvoudige uitdrukking. Mense sou nou dink, daar moet baie meer daaraan wees. Jy is van jou siekte verlos. En sy is genees. As jy bietjie van nader na hierdie teks kyk, geliefdes, dan vind mens dat Jesus twee, ons kan dit noem, onbetaamlike dinge vir die reëls van daardie tyd doen. Van wat toelaatbaar is om in die sinagoge te doen en nie te doen nie, wat die Jode vir jou toelaat as 'n mede-Jood om te doen en nie te doen nie. En dit handel nogals om hierdie genesing van haar, die gesondmaking. Die eerste ding wat Jesus hier gedoen het is, let wel, hy sê eers vir haar, jy is genees, en dan lê hy die hande op. Maar hy lê tog sy hand op hierdie vrou. Hierdie aanrakingsmoment, dit is baie tasbaar, is hierdie nadertrekmoment. Dis nie net gewoon die woorde, jy is verlos, stap maar nie, maar sy beleef hoe die Here haar nader trek, aan haar raak. Maar dit is absolute taboe vir daardie tyd gewees, om vir 'n man sommer aan enige vrou te raak, anders as jou eie, was teen die klomp bywette van die Jode gewees. Trouwens, jy mag in sekere tye ook nie eens aan jou eie vrou geraak het nie, vanweë al die kultiese reinigingswette van daardie tyd.
En wat Jesus hier doen, is, hy raak 'n vreemde vrou aan, en dan is dit nou nog 'n randfiguur vrou. Dis daardie oorgesiene een, daardie onbelangrike een. Christus wat al klaar daar grense verskuif, wat ons maar eintlik bietjie vinnig oorlees. En dan die tweede ding wat Jesus doen, is om hierdie wonderwerk uit te voer op die Sabbat. En soos Jesus hierdie wonderwerk op die Sabbat uitvoer, begin hierdie teks se wending draai na absolute teenkanting. Jesus het haar genees, en nou moet jy jouself dit ook voorstel, van 18 jaar siek wees, beskryf as 'n tronk self, hierdie krom, heeltemal krom soos ons teks dit beskryf, dat jy so is, en dan hierdie opstaan moment, en asemteug wat jy kan neem. Dis alles positief, dis bevryding, dis hoop, dis opkyk. En dan met daardie stemming en toon, kom hierdie antwoord, in teenkanting van die hoof van die sinagoge. En die woord wat ons gelees het in ons teks is, verontwaardig. Verontwaardig in die sin van, wat het nou pas gebeur? Ek kan hoor die stuk negativiteit wat hieraan hang. Hoof van die sinagoge, geliefdes, is verontwaardig, maar saam met sy verontwaardigheid, is daar 'n mate ook bietjie van lafhartigheid. Want hy praat nie direk met Jesus nie. Onthou, ons het nou gesê, by die sinagoge, hierdie randfiguur, die een wat nie praat nie, wat net daar is, wat oorgesien word, sy roep nie na Jesus nie, Jesus roep haar. Jesus is die eerste beweger. Jesus het haar na vore geroep, maar hierdie hoof van die sinagoge wil nou half raas met die teenwoordig en sê, julle kom om gesond gemaak te word, alhoewel dit nie haar verwagting was nie. Hy praat nie direk met Jesus nie. Hy sê vir die mense, daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk. Julle moet op daardie dag kom en julle laat gesond maak, nie op die Sabbatdag nie. Jy kan hoor hoe daardie tydse godsdienstigheid en die reëls en die slaafse navolging daarvan, hulle besef nie eintlik hoekom hulle dit doen nie, baie sterk na vore kom. En dan Jesus se antwoord, baie skerp, teen die wat dalk die kop voorgeskit het, wat saam met hierdie hoofamptenaar gestem het, sê Jesus vir hulle, julle huigelaars. Want presies dieselfde wat Christus doen is, hy sê, dink hoe dit was, hoe jy reggemaak het vir hierdie sinagoge erediens. Jy het jou bees of jou donkie gaan losmaak om te gaan suip. Vir hierdie dorsdier, want dit is net die regte ding om te doen. Maar vir hierdie vrou wat vasgebind is, sy kry nie die geleentheid om te kyk en te proe hoe water van bevryding smaak nie. Julle gun haar nie dit nie, maar jy het jou bees en donkie vroeër dit gegeen. Dit is eintlik hoe Jesus dit voorgee. Geliefdes, dit aksentueer hoe hulle maar in die geloof huigelaars was, veral die geestelike leiers van die tyd. By hierdie wet van, jy moet rus op die Sabbatdag, was al baie bywetjies gewees, wat jy mag en nie mag doen nie. Byvoorbeeld, een van hulle sou wees, eintlik lagwekkend, dat jy nie 'n sekere aantal kilometers van jou oorspronklike woning mag reis nie. So as jy nou verder van die huis af wou wees, het hulle 'n manier gekry om hulle eie grond saam met hulle te reis. Want die wet sê, jy mag, sê nou maar argumentsonthaalwe, ek dink dit is 3 kilometer nie ver van jou grond wees nie, maar as ek 'n stukkie van my grond vat en ek reis met my sakkie grond rond, dan is ek mos nie 3 kilometer ver daarvan af nie. Dis hoe hulle gedink het. Jy kan hoor die aard van belaglikheid van hierdie wette. Wat Jesus vir hulle wys, julle is huigelaars. Jy het jou bees en donkie gaan losmaak, maar ek mag nie hierdie vrou losmaak nie. En op die Sabbatdag, dis juis 'n dag, 'n rusdag van hoop en lewe. So dit wys die liefdeloosheid wat in daardie tyd in die geloofsgemeenskappe geheers het. Maar Jesus sê, let op, kyk bietjie.
vind hier die toppunt van godsdienstige blindheid. Want wat die hoof gesien het van die sinagoge, geliefdes, op daardie stadium, toe Jesus hierdie wonderwerk doen, hy het 'n oortreding gesien. Maar Christus het 'n hulpelose dogter raak gesien. Ek sien, soos ons dit ook nou lees hier, dat daar praat van kinders van Abraham. Die vrou is 'n kind van Abraham. Abraham is eintlik nie die korrekte vertaling. Die Grieks wys, en is bitter belangrik vir die teologiese intensie, lees, sy is 'n dogter van Abraham. Dis Jesus se beweegrede. Sy is 'n dogter van Abraham. En die belangrikheid dat dit in die oorspronklike teks so staan, is dat dit in die hele Bybel, Ou en Nuwe Testament, die enigste beskrywing is om so na iemand te verwys as dogter van Abraham. Soos 'n naam uniek is, gee Jesus haar hierdie unieke beskrywing, dogter van Abraham. Goed, jy sal elders in die Bybel lees, kinders van Abraham, of seuns van Abraham, maar hierdie frase, dogter van Abraham. Op daardie dag het die randfiguur, die oorgesiene, die een wat in haarself dink nie goed genoeg nie, die krom getrek deur die lewe, het die Here vir haar weer daardie naam as het ware gegee. En dogter van Abraham, soos kinders van Abraham dan nou herinner, verwys na verbondsteologie. Sy is een van ons, sê die Here. Sy is 'n kind van die verbond. Sy mag ook hier wees, en sy moenie voel dat sy 'n randfiguur net kan wees, as sy hier is nie. Die Here sien haar nie oor nie, waar hy wys vir die mense van daardie tyd, julle moet dit ook nie doen, aan die wat julle dink die geringstes is nie. Sy is nie 'n las nie, sy is 'n dogter. Geliefdes, om dit dan nou so te stel, want ons is nou dink ek ver verby die fisiese krom getrek wees. Groter wonderwerk is eintlik hier, dat dit 'n wonderwerk is natuurlik so, maar Christus wat haar 'n identiteit gee, 'n plek gee, 'n naam gee. Haar laat regop staan, verwys hierdie saak van verlos wees en regte verhouding tot God, en dis die ewige lewe. Dis die groot wonderwerk van hierdie dag, dat sy dit kan beleef. Maar ironies sien ons in hierdie geestelike leier, hy is wel fisies regop van statuur, maar geestelik was hy 'n bietjie krom getrek in sy siel. Krom getrek in sy idee van wie God is en wat God moet doen. Hy was krom getrek, maar hy het regop gestaan. En hierdie fisiese krom getrekte vrou, sien ons baie duideliker, sy staan regop en vry voor die Here. En aan die einde van ons teks sien ons in vers 17 baie sterk hierdie teenkanting, hierdie wrywing, eintlik 'n kreatiewe spanning wat hier na vore kom. Aan die een kant die geestelike leiers, die teestanders, en aan die skare aan die ander kant. Baie duidelik is die teestanders, hulle is beskaamd, van die kleinlikheid van hulle geloof, hulle kortsigtigheid, deur al hierdie nuttelose wetjies wat hulle van wil volhou, het die Here uitgewys. En die skare is bly. Ons lees hulle het God geprys oor die wonderbaarlike dinge wat Jesus gedoen het. Nou geliefdes, op hierdie stadium glo ek en vertrou ek, verstaan ons die gelykenis baie goed, maar dis nie waar hierdie gelykenis moet, of hierdie wonderwerk, dit is egter nie 'n gelykenis nie, dit is 'n wonderwerk, maar hierdie wonderwerk moet ophou nie. Hierdie wonderwerk is nie 'n wonderwerk van eendag lank gelede nie. Dis nie 'n wonderwerk wat 'n paar rein gedagtes vir ons het en ons voel warm en knus nie. Dis nie wat hierdie wonderwerk eintlik wil sê nie. Want hierdie wonderwerk en hierdie verhaal spreek tot hier en nou en tot vandag in ons eie lewe. Tot ons eie krom siel van ons bestaan. Ons is nogals geneig om
terug te kyk en onsself nie te wil sit in die skoene van die uitgeworpe nie. Ons wil in die middelkring wees. So ons dink dalk, ek wil my nie in die skoene van hierdie vrou noodwendig plaas nie, maar ons moet besef, ons is hierdie vrou ook. Siel krom vanweë die sonde. En soos die vraag wat hierdie teks ons vra is wat is daardie stof in ons eie lewe waarna ons kyk? Stof van jou omstandighede. Of dalk het jy al so gewoond geraak, dit is my lot, en so sal my lewe maar wees, en het dit jou identiteit geword. Dit het jou naam geword. Hy soos hierdie naamlose vrou, misgekyk, oorgesien. Wat is jou krom wees in hierdie verhaal? Dis maklik om die ander persoon en in hierdie verhaal haar krom wees te ontleed, daaroor te reflekteer. Dis 'n heel ander saak as ons by ons eie krom wees moet stilstaan. Die lewe se stampe en stote, krom getrek deur die lewe. Dalk krom getrek deur 'n ou skuldgevoel. Dalk krom getrek deur verplettering van bekommernis in jou lewe. Bekommernis oor hoe die toekoms gaan lyk. Wat mense al van my sê en dit het ek nou al geglo. En jy die stof as jou realiteit aanvaar. Soos hierdie gelykenis, geliefdes, nie by die stof geëindig het nie. En as ons dan nou sê, ons trek hierdie gelykenis deur tot ons eie dag en tyd, en wat is jou stof, moet ons ook verder gaan. Ons kan nie net eindig by die vraag, wat is jou stof nie, of wat is jou krom getrek, of wat is die klippe van bestaan waaroor jy moet loop nie. Hierdie wonderwerk het aangegaan en so gaan die wonderwerk ook in ons lewe aan. Waar ons raak sien, die evangelie van genade, van hoop. Ook vir ons en nie net vir hierdie vrou nie, wat die Here ook deur die Gees kom en ons op die naam roep. Ja, ons selfs uitsonder. En ons nader trek in sy liefde en dadelik wil mens protesteer en dalk te sê, maar ek is nie waardig en ek is nie goed genoeg nie. Want Here kyk net my stof. Doen die Here dit juis? God weet reeds. En hy trek ons nader. En hy het ons reeds verlos. Geliefdes, die doel van Jesus op aarde was om mense vry te maak van die sonde wat krom trek, om dit dan so te stel. Om ons vuur en regop te laat staan in die geloof. Vry. Dis die ewige lewe. Ons weet wat hierdie vrou se krom trek deur die lewe was. Ons hoor wat sê die woord van Christus wat ons bevry en oproep tot 'n lewe in oorvloed. Glo ons dit? Of dink ons stof is te veel? Wat is jou stof? Mag jy ook vanoggend hoor, nie net hierdie vrou wat genoem word, dogter van Abraham nie, maar geliefdes dat ons sal hoor, opnuut hoor, die woord van die Here ook aan ons, kinders van Abraham, met ander woorde, van wie ons geloof, en nie ons geloof nie, God se geloof deur ons. Verbondskinders, uitverkorenes, losgekoop, begenadigde, vry. Maak nie saak wat die stof en wat die krom getrek deur die lewe is nie. Dis ons realiteit. Dis ons hoop.
En so gebeur hierdie wonderwerk daagliks. Van God wat uit die stof van ons bestaan ons nader trek, ons laat opstaan en ons hoop gee. En dit alleen in Christus Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie vir die goedheid. Ja Here, ons dankie dat ook die vanselfsprekende, ons dag tot dag routine, ons week tot week van kerk toe kom, dat ons kon sien en beleef, dat ons kon opkyk en kan groet. Here, dan lees ons 'n verhaal van 'n vrou wat dit nie gehad het nie. Dan besef ons eerstens soveel dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Maar Here, soos ons dieper ook kyk, besef ons is nie veel anders as sy nie. Ook vanweë ons sonde krom getrek. En ja Here, ons is baie bewus en krities bewus van die stof. Want juis ons krom getrek herinner ons so daaraan. Ons bekommernisse. Klippe op die pad van uitdagings, dorings en dussels en Here, so sit ons in sak en as. Nou hoor ons die evangelie van 'n verhaal, 'n wonderwerk wat nie eindig by ons stof nie, maar in die hoop wat U alleen bring. Van U wat eerste na ons toe kom en ons op U naam roep, ons opbeur, ons hoop gee, ons perspektief gee, ons regop kan laat staan, Here, in die geloof, vry, voor die genade troon, met vrymoedigheid, dat ons nou reeds deel in die ewige lewe het. Here, help ons om ons dag tot dag lewe te loop, soos ons reeds is in Christus. Dankie Here vir 'n wonderwerk wat nie net eens lank gelede gebeur het nie, maar ook nou deur die Gees en daagliks wanneer ons dit vergeet. En Here, daarom raak ons stil en ons weet ons is uitverkorenes. Ons hoort. Ons het 'n naam. Ons het 'n plek. En is alles alleen op grond van U, Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle ten volle vervul word met die volheid van God. Amen.